Wat 'n voorreg om vanaand
vir elkeen van die welkom te kan weet. Selfs hier is nie die huis van die kerk, dit is die huis van die Here. En is die huis van die Here omdat ons as gelowiges vanaand by mekaar is. Maak nie saak waar jy vandaan kom, jy het vanaand mense gesien wat selfs het gewag het om oor die volle rivier te kom. Maar elkeen van die vanaand baie welkom. Vir ons lekker om aan soos hierdie saam by mekaar te kom en regtig te doen dit wat ons doen tot eer en verheerliking van God. Want dis waaroor dit gaan vanaand. Dit gaan oor God. Dit gaan oor 'n kindjie wat God is. En dit wat die kindjie gedoen het. Dit beteken dit vir ons. Daarom is dit vir ons 'n voorreg om hier vanaand hier te hê, dat jy dit saam met ons as gemeente vier. Dit is vir ons 'n voorreg om van Wildpark Suid se koor hier te hê. En julle is vir ons, die manne was vir ons nou al tot groot seën gewees. Ons verwag baie meer van die dames. Ek moet daar my dit by die huis weg. Maar aan elkeen van die baie welkom. Wonderlik om hier te hê, ek wil vra so wat jy daar sit, kom ons sluit net die oor of wat saam. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te kan weet dat vanaand gaan oor U, Here. Dat al die eer, al die verheerliking, al die lof en die aanbidding en die prys dat U kom. Daarom bid ons vanaand, Here, dat U verheerlik sal word. Vader, dankie vir hierdie geskenk. Dankie vir 'n kind in 'n krib. Maar wat 'n verlosser was, en vir ons 'n nuwe lewe toestel. Aan U al die eer vanaand in Jesus naam. Amen. Onze Vader wat in die hemel woon, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde. Net soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want U behoort die koninkryk en die krag en heerlikheid tot in alle ewigheid. En gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Filippus skryf vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het, wat die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nasaret,
die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, dat daar in Nasaret iets goeds kom. Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Jezus vir Nathanael na hom sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Vergewe my as ek versigtig is en dat ek nie my naam sê. Want in die tyd toe ek gelewe het, was daar 'n koning wat jy nie sommer enigiets kon sê nie. Ja, was jy nie moeilik. Dit is mos soos julle is vandag. Jy stuur 'n WhatsApp hier en 'n TikTok daar. Dus jy weet ek is jou woorde, jy was deur die wêreld. Volgende tot die FBI in jou deur en dat jy moeilijkheid. My dag was daar koning Herodes. Nou kyk, hy was nie 'n tralala koning. Hy was 'n wrede koning. Al die konings wat ek geken het, was hierdie die ergste, die eerste. Ons lys van name wat hy laat doodmaak. Vroue, swaars, dit is nog nie groot. Selfs sy eie skoonmaak, dat hy laat doodmaak. Iemand wat gewild was in sy koninkryk, was nog op bedreiging vir die kroon, dan het hy laat doodmaak. Op 'n stadium het ons almal gedink, nou sal hy daar bekoppel. Maar hy het nie eens sy seuns gespaar van sy geliefde vrou, Maria. Hy het haar ook laat regstel. As gevolg van 'n beweerde verhouding. En voor dit nie, of nie, 5 dae voor sy dood, het hy nog 'n seun laat vermoed. Nou ons het gelees, as Herodes dit verloor, of dit iemand anders kyk skeef aan sy kroon, dan gaan die kop net hulle gemaak. Dis waar hy het groot dinge gedoen, hy gebou opgerig, hy het selfs in die tempel was werk. Dit is 'n groot droog dat hy gevolg met apostels, hy het selfs saak gegee om geklant te word. Hy het dit nie gedoen uit goedhartigheid nie. Hy het seker gemaak, mense sien dit. Excuse, ek het nog nie gesê, hy was nie eens die dood, maar wanneer wat hom gepas het hy dit gesê, dat hy daai kaart gespeel. En toe gebeur, die bekende sterrekykers, wat in die ooste uitkom, hulle het in Jerusalem opgedag, en hulle het gevra, waar is hy, wat gebore is as koning van die Jode? Toe dit daai woorde sê, het die Herodes se nekhare gereis. Almal in sy binnekamer het net soos hy ontstel gewees. Wat het hulle bedoel? 'n nuwe koning, in my koninkryk. Al wat die wysers wou hê, was om die toekykie te vind, wat hy moet aanbring. Hulle was seker, hierdie kykie is die koning van die Jode. En die mense het begin wonder, gevra, nou wie is nou eintlik die koning? Herodes of nie kyk? Herodes het versigtig uitgevra. Hy het gemaak of hy belandstel. Laat my asseblief weet, sodat ek ook kan gaan aanbid. Was dat hier geleef? Toe vertrek die sterrekykers, maar daar die ster wat hulle gevolg het,
as hulle van die Oos-Kaap gelei het, en dit gaan staan stil voor 'n ledige huisie in Bethlehem. Nie van luister, nie ryk man se woning, 'n arm man se huis. Een vertrek, en die ander vertrek was daar weer. Nou, op hierdie kindjie gesê, sy liefde Maria, huil. En die groot manne het met vol geskenke gekom en kleer gegee. Geskenke wat hulle gebring het vir konings, goud, hierdoor, middag. Waar het ek gehoor, God het in die droom van die gewaarskuwing gesê, nie teruggaan na Herodes toe. God het weer ingegaan. Engel het voor Josef verskyn en gesê, terug na Egipte toe, neem die kindjie saam met jou. En dit was so. Toe die Herodes agtergekom, die sterkykers kom terug nie, as hy woed, verby woed. Hy beveel dat al die siektes in Bethlehem en die omgewing onder die ouderdom van 2 jaar doodgemaak moet word. Daarna het hy gehuil deur die strate in Bethlehem. Moeders het hulle kinders vasgehou en die hemel het self saam met hulle gehuil. Maar die kindjie, hy het geleef, want God het oor hom gewaak. Daai kind, die een wat Herodes wil uit is. Hy is nou die koning van die land, van die hemel. Nie die koning van die Jode nie, die koning van altyd. Hy is die koning wat nie neem. Hy is die koning wat gee. Hy is die koning wat sy lewe neergelê het, sodat ons almal kan leef. Hy is koning Jesus. En ek is Mattheus, hoofstuk 2. Die skrif is geskryf deur die Kali, verwerk deur Arthur en John. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en op die gevoet gegaan en hy het geroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Jesus het hier op die jong donkie geklim wat hy daar gekry het, so daar geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom. En hy ry op die donkie.
daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk opwits. Hy belet hom aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vra hom toe, is jy die koning van die Jode?
Ons het sopas gesing, dinge soos, iemand is 'n hemelkoning in heerlikheid regeer. Hy is die hemelkoning, hy is die vredekoning, dis die ding wat ons gesing het. Daar 'n paar teksverse geluister wat ons gelees het, en ons het gehoor dat dit vertel van die koning wat gekruisig is. Maar, hoe kon hy dan 'n koning wees? Hy het geen grondgebied gehad. Hy het 'n paleis gehad. Hy het geen aardse koninkryk gehad nie. Die enigste kroon wat hy ooit gedraai het, was 'n doringkroon waarmee hy hom geminnig het, waarmee hy hom bespot het. By die gevangenes het hy duidelik geen mag gehad nie. Hoe is dit dan dat hy 'n koning kan wees? Selfs net voordat hy gekruisig is, het hy gesê, hy is die koning. Nou hy van enige mag wat hy nog gehad het, gestroop was. Toch, al was daar geen teken van aardse koningskap nie, wil hy ons nog steeds dit in die volgende lied van ons sing.
Dit wat jy vanaand hier sien, om uit Openbaring 4, Johannes kry die voorreg daar in Openbaring 4, om tot binne die hemel in te sien. En die eerste wat hy sien is iemand, soos die seun van die mens, wat op die troon sit. Iemand wat oor die ganse heelal regeer. Ek het ook reg rondom die troon 24 ander trone gesien, wat die kerk van Jesus voorstel. 7 fakkels wat die Heilige Gees voorstel, en 4 lewende wesens, wat verteenwoordigend is van die hele skepping. Hierna lees ons dat hulle dag en nag God geloof en geprys. Openbaring 4 en Openbaring 5 beskryf dit soos volg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was, hy wat is, hy wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, speel die 24 ouderlinge vir hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle trone voor die troon. Here ons God, jy is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat jy alles geskep het. Deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep. Toe ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hardhoor uitroep. Die lam wat geslag is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, ja alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, om wat op die troon sit en aan die lam, hoor die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Kom ons sing dit saam met hulle.
Slapen
Dit het begin as 'n engelelied. Lied aan die herders daar in die veld. Kyk die so mak soos 'n klein lammetjie wat in 'n krib lê en doeke toegedraai is. Maar reeds in hierdie krib het goud, wierook en mirre reeds aangedui dat hierdie nie sommer net 'n gewone kindjie is. Want in die geopende hemel sien Johannes hierdie kindjie as die lam, offer vir alle sonde. Die troon sit, wat sy ewige heerskappy vir almal aandui. En miljoene ter miljoene engele wat bulderend uitroep, die lam wat geslag is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Hierdie lam is die Christuskind, die doekekind, verhewe bo alles en almal, God self. Hosanna, seun van Dawid, wat kom in die Here se naam.
Ons bid saam. Here, wat onbeskryflike voorreg, wat ongelooflike voorreg, Here, om vanaand voor U kan stil word, om U naam te besing, U lof te besing, Here, soos wat die engele op die troon gedoen het, en Vader, soos wat die ouderlinge hulle krone neergelê het, en alle gesag aan U oorhandig het, om te wys dat U het alle gesag in die hemel en op aarde. Here, so doen ons dit vanaand. Want U is die enigste een wat waardig is. U is die enigste een wat waardig is om die lof te ontvang, om die dank en die eer te ontvang. Maar Here, selfs as 'n kind in 'n krib. Here, vanaand wil ons U verheerlik. Ons wil voor die troon stil word, Vader, en ons wil net sê, Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Want U is heilig. Here, ons wil soos Johannes vanaand uitroep, soos die engele uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here, God almagtig, hy wat was, hy wat is, en hy wat kom. Maar Here, dankie vir elke broer en elke suster hier vanaand. Elkeen, Here, wat opgekom het om saam as gelowiges U te aanbid. Want U is heilig. Here, in die nederigheid vanaand, ons het aan U al die eer, want in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here en dan bly ons staan. Mag
Mag die kind voor 'n krib, die verlosser aan die kruis, die opgestane Here, sy vrede aan die elkeen gee. Mag hy sy nabyheid beleef, mag hy die gebede verhoor, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. U sal met my saamstem hierdie aand het hopeloosste vanaf verby gegaan. Ek wil dankie sê vir elkeen wat hier teenwoordig is. Elkeen wat moeite gedoen het om hiernatoe te kom, soos Dominee Dirk gesê het, selfs mense wat het gewaag het om oor die Vaalrivier te kom. En daar's baie mense wat graag hier wou gewees het, wat nie hier kan wees nie, wat nie hier kon wees nie. En ons is jammer, want hulle het iets baie besonders gemis. Maar vir die mense wat hier kon wees, maar nie hier wou wees nie, ons ook eerlijk na die president op die televisie geluister gemaak. Ons wil 'n baie besondere en spesiale dankie vir al ons besoekers, veral hierdie pragtige klomp mense van Koor van der Wildpark Suid, van NG3 Rivier Oos, Dominee Chris en sy vrou, en dan Tannie Hetta van die College gemeente, Toelaars gemeente. Baie dankie. Vir hierso staan Tannie vir hierdie en hierdie pragtige koor. Baie dankie.
Julle lyk nie net pragtig nie, net baie mooi gesing nie. Dis nou die vrouens. Die mans, jy was ook bereid. Baie dankie. Ons het definitief vanaand die, soos hulle sê, die spreekwoordelike baar in hierdie gemeente van ons met ons Kersdiens sommer baie hoog gelig. Nogmaals, baie dankie. Driekus Du Plessis, almal weet wie hy is. Hy het bekend geword vir die slagspreuk. Ja, hulle weet nie wat ons weet nie. Maar ek glo nie die helfte van julle weet vanaand wat 'n paar van ons weet. Wat van Vrydag af tot nou toe gebeur het nie. Vrydagmiddag het ons oral besluit om heeltemal op te pak. En dis 'n paar benoude mense. En dis hoekom julle sal sien dat Charlie Hester hierdie tyd van die aand baie verlig is dat ons so ver gekom het. Maar in 'n kwessie van 'n paar minute is sommer baie gereël en baie gebid. En die Here het ons nie teleurgestel nie, want skielik was Christus Erasmus daar. Dat ek Saterdagoggend vir Christus ontmoet het, hierso sê nou vertel wat hy gedoen het. Toe het ons dadelik familie uitgelê. En ek ken die storie van die twee Erasmusse wat in die land ingekom het. Nou ons het vinnig agtergekom, ek en hy stam albei af van daai Erasmus wat nooit getrou het nie. Ons was reg gewees Vrydagmiddag, Saterdagoggend om Pretoria te ry om 'n orgel te gaan hier en hier toe te bring. Maar Christus het gesê nee, dis nie nodig nie. En Saterdagoggend was Christus met sy orgel hier. Christus, ons sê vir jou baie dankie. Ons wil dankie sê aan ons dekorspan. Ek gaan nie vanaand probeer om name uit te sonder nie. Dit is ons gesin hier van ander kant die Vaalrivier, van Vaalmarina af. Julle mense, baie dankie. Baie dankie vir hierdie voortreffelike gesig wat ons vanaand hier gekry het, ons ingestap het. Julle is ware staatmakers. Baie dankie. Ook baie dankie aan ons deelnemers, oom Dirk, oom Steve vir die voordrag, klein Medea en al die pragtige kleintjies wat hier voorgesit het. Ons sê dankie vir Kali in sy afwesigheid. Hy maak 'n foto daarvan, hy is verlede jaar ook nie. Vir die skryf van die Ek is, wat so voortreffelik deur oom Steve voorgedra is. Lenet wat vir die vrouediens, vir die bederf van die koor en die mense wat gewerk het vir ons werkersman. Tarin en Christo vir die maak van die vrugtekoek en die verpakking daarvan, en dan wil ek nie sommer vra wanneer ons uitbeweeg, dat ons by die agterste deur sal uitgaan, want daar gaan vir ons elke 'n stukkie Kersfeeskoek verpak wees. Aan Johan Viljoen, ons klankingenieur, baie dankie. Hy het ook vanaand sy vierdoop gehad. Jaco, ek wil graag vir jou sê, ons klank af ons die bord ingenieur, baie dankie. Jy is ook voortreffelik. En laastens, belangrikste van ons 3 orgeliste vanaand. Charlie, Hester, die Christus, baie dankie. Julle het julle self toegetrek. Goed. Sien julle dit verder.
Ek dink nie, julle weet hoeveel sweet die gedruk het van Vrydag af. Voor ek vir almal 'n voorspoedige Kersfees toewens, wil ek net vra en sê, as ons kyk wat in ons land, hoe dit in ons land gaan, deesdae, dan dink ek dit is belangrik dat Christene uitreik na mekaar toe, dat gemeentes uitreik na mekaar toe. Vanaand is ons ten huis wil hierso, die NG van die Wildpark Suid is hier verteenwoordig, die NG 3 Riviere Oos en die NG plaas van die Wildpark. As ons dan vanaand die eerste stap gee, daarna om uit te reik na mekaar toe, dan sê ons, dankie Here. Dan aan elkeen van u, ry asseblief veilig huis toe, vir al julle mense wat by die Vaalrivier moet gaan, en ek hoop julle het elkeen 'n wonderlike Kersfees. Baie dankie.